Messiah, we owes the future, and life each word and living just because he Balok ni Tipin. Belofte en zijn woorden is mijn. Elke belofte en zijn woorden is waar. Lustig elke vers, elke lijn. En zij zien waar liefde brengt. Elke belofte en zijn woorden is waar. Elke belofte en zijn woorden is waar. Elke lustig, elke vers, elke lijn. En zij
Môre my ou die vader. Oh, kan het. Liefde van Jezus is wonderbaar. God is wonderbaar. God is wonderbaar. De liefde van Jezus is wonderbaar. Het is wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Mensen verander maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Bij Jezus is wonderbaar. Het is wonderbaar. Prijs zijn naam. De liefde van Jezus is wonderbaar. Het is wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Mensen verander maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Dat hij mij zo lief heeft, dat hij mij zo lief heeft, dat is wonderbaar. Het is wonderbaar, prijs zijn naam. Dat hij mij zo lief heeft, dat is wonderbaar. Wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam, zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Mensen verander maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Liefde van Jezus is wonderbaar. Wonderbaar voor zijn naam. Liefde van Jezus is wonderbaar. Wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Mensen verander maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Dat hij mij zo lief heeft, dat is wonderbaar. Wonderbaar, prijs zijn naam. Dat hij mij zo lief heeft, dat is wonderbaar. Wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Mensen verander maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Hij mij verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Mensen verander maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Mensen verander maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn Ek wil vir almal vanmôre baie welkom sê. Yes. In die huis van Papa God. Amen. Prys die Here, ek is so bly
Hy sê, die mooi werk wat hy begin het, hy self sal dit voleindig. Amen. Wat moet ons toelaat? Ons moet toelaat dat die Here werk soos hy wil werk. En nie soos ons wil werk. Amen. Is julle opgewonde? Baie welkom, elkeen na ver uit die strand uit. Baie welkom by ons. Ek hoop julle het vir ons 'n bietjie seewater saamgebring. Prys die Here, God bly goed. Is dit waar? My Boeta was hier ver op die pad. Die Vader weet alleen. Jy wil weet nie mooi waar is hy nie. Dan sy hier, dan sy daai kant. Maar onder die bloed van Here, hy vertel my vanmôre, hy stop op 'n plek om sy goed te laai. En hy sit die lorry aan dat die aircon moet loop en die volgende oomblik sien hy charge en hy sit hom af. En dan kom die mense uit en daai hele alternator het opgepak. As hy gery het, hy langs die pad gestaan. Is God nie goed nie? God kyk na sy mense, weet jy, hy sê, roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. God kom vir ons deur, maar dan vat ons dit van selfspreekend. Is dit waar? Kom van mag ons so. Dan sê jy, dankie Here, dat ek nie op 'n masjien lê vanmôre, dat ek nog aan die kant van die graf kan staan, om wat te doen, om iets vir die Here Jesus Christus. Amen, prys die Here, wees geseënd in die Here. Kom ons dien die Meester, hy alleen is trou. Wil jy open vir ons met gebed asseblief? Kom ons sê, Here, as ons vanmôre na U toe kom, dan is dit omdat ons afhanklikheid besef, Here, dat ons niks sonder U kan doen nie, en daarom loof en prys ons U vanmôre dat U ons God is, Here. Ons bely vanmôre met ons tong dat U ons God is, Here. Ons bid vanmôre dat U die Gees sal werk, Here. Seën elke lied, elke getuie, Here, prediker, seën en salf sy lippe vanoggend in die kragtige naam van die Here, en dat U verder sal onderneem, hierdie soete teenwoordigheid van die Heilige Gees, in die naam van die Here. Amen. Amen. Ons staan op en ons sing lekker saam tot die eer van die Here daar by die kruis. Daar by die kruis, Omdat ek Jesus. Mama
Maar as jy by die kruis ontmoet het nie, het ons nog nooit by Jesus uitgekom het. Yes. Ek is so dankbaar, kind van die Here. Hy is af van die kruis af. Hy het opgestaan uit lewe. Maar die kruis, sy dood, wat vir my die lewe gee. Ek weet nie waar was jou ontmoetingsplekkie. Ek was so vol van die sonde, ek het in die toilet. Yes. Het ek Jesus ontmoet. Hoor mooi vanmôre, hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Yes. Hy is vanmôre 'n aannemer van jou hart. Is dit waar? As jy dit nie buig en erken, Here, ek is 'n sondaar. Hoor mooi vanmôre, jou eie ek moet sterwe, sodat jy kan lewe. Amen. Hy sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, dan kan hy nie groei nie. Weet jy, baie mense dink, my ou saak, soos ek maar die Here gedien het, is goed genoeg, ek gaan hemel toe. God se woord sê, hoor mooi vanmôre, jy gaan nie hemel oor jou godsdienst nie. Baie mense sit vasgevang in 'n godsdienstgees. Ek is maar right soos ek is 'n waar kind van die Here. Jy moet erkentlik raak en sê, Here, ek het gesondig. Yes. En dit ontbreek my aan die heerlikheid van God. Ons almal het gesondig. Daar moes 'n dag gekom het dat hierdie man in sy grootheid geknie het, gehuil het voor God in my toilet, dat die trane loop, gesê, Here, ek is op pad hel toe, red my Here. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar by die kruis het ek hom ontmoet. Amen. En toe ek hom ontmoet, toe verander in my lewe. Halleluja. Amen. Is ek volmaak ver van dit. Maar weet jy, ek is in die hande van die klei, van die pottebakker. Hy is besig met hierdie klei. Amen. Bly sag voor die Here. Bly in afhanklikheid. Ek en pastoor Hardes praat die week. En ek sê vir hom, mag God ons help. Dat ons elke sekonde van ons lewe afhanklik sal wees van Amen. Jesus Christus. Goed. 'n regverdige is afhanklike van God. Yes. Here, ek het U alleen nodig. Ja, dis Hoor mooi vanmôre man, ek het vanmôre goddelike getuie. Jesus. Daar kom tye in ons lewe dat ons roep. Sê Here, die einde van die maand, ek lê in die 4de, 5de van die maand, daar's niks. Weet jy, as jy hom roep, kom hy vir jou deur. Amen. Yes. Is dit waar vanmôre? Amen. Ons het op 'n gemaksone gekom. Ag, hy het verlede maand gevoorsien, hy sal hierdie maand voorsien. Hoor mooi, hy sê vir die Israeliete, gaan maak elke oggend of elke aand, gaan maak vir julle manne bymekaar. Ek kan dit elke dag. Want môre as jy te veel bymekaar maak, môre is dit vrot. Baie keer het ons te veel en raak dit vrot. Ja, dis waar. Ons het geestelik te veel en raak dit vrot. Ons het finansiëel te veel en raak dit vrot. Wanneer laas het God op jou hart gesê, hoorie, gaan bless iemand. Yes. Is dit waar vanmôre? Amen. Sodra jy bless, kan jy weer ontvang. Amen. Jy het gesê op die Saterdag, gaan maak by mekaar vir die Sondag oop. Ek weet die Sabbat, die dag voor Sabbat, gaan maak reg vir die volgende dag. Berei voor vir die volgende dag. En dan het dit gehou vir 2 dae. Is jy vanmôre nog afhanklik van hierdie lewe? Amen. Hy sê voorsien vandag in my daaglikse brood. En as hy voorsien, steek jou hande vanmôre op en sê dankie Here vir U voorsiening. Ek wil vanmôre vir jou ding sê. As jy in God se saak nie saai nie, kan jy nie voor hierdie lewende God gaan staan. Sê Here, ek het nodig vanmôre. Dat voor God 'n saak om te gee, is om te ontvang. Weet jy, ons werk vir die Here. Ons verkoop video's. Dan gaan ons op 'n veldtog, dan maak ek R300 vir die hele maand. Ek bly in Ceres. Ceres is seker een van die duurste dorpe wat daar is. As dit by 10 kom, dan gee Suster Selma 150 rand van hy 300. Dan sê ek my bokkie, kom gou, die oom leer gou vir jou wiskunde. Want ek gou vir jou wys hoeveel is 'n tiende van die bedrag. Dan sê sy, waar is jou offergawe?
As ek daai tyd nie geleer het om te gee nie, die Here weet, kon ek nie vanmôre gesê, jy moet gee tot dit seer na, en ek wil vanmôre, dis jou saak, maar ek wil vanmôre vir jou sê, as 'n boer nie sê, hoorie, as 'n boer die een boer vir die ander een sê, hoorie nee, die jaar gaan dit nie reën nie, ek gaan net een sakkie saad koop, wat gaan hy oes? 'n lorry vrag miskien as alles op. Ja. Maar as hy sê, ek gaan saai in die geloof, want my God het verlede jaar voorsien, hy sal hierdie jaar weer voorsien. Amen. Waar kan Ek weet, ek gaan Yes. Kom ons saai vanmôre in God se saak. Kom ons saai ons hele lewe vanmôre en sê, Here, ek kom net soos ek is. Broer Willie sê, dit was die swaarste saak vir hom toe hy by die Here uitkom. Lieg ek of praat ek waar? Om sy deel van God te gee. En toe hy dit doen, hy het hier aangekom met 'n smart racing bike. Vandag dink ek ry 2 motorkarre. Weet jy of nou 3 die prys die Here. So het God vir hom deurgekom. Al sy dogters ry pragtige nuwe karre. Saai in die God. Amen. En jy sal maai in die Yes. God. So is broer Karel Sille. Hy sit van verlede jaar Februarie maand sonder werk. Sy vrou het verlede week getuig. Hulle het nog nooit tekort gehad nie, want weet jy wat? Suster Shamma was gelei deur die Gees en sy gee vir haar 5 klippies. Ag, julle sal weer besig met julle afgodsgoed. Yes. Gee vir haar 5 klippies en sê, wanneer jy nie geld het nie, steek jy die 5 klippies in jou hande en herinner God daaraan. Tot vandag toe het God vir hulle gesorg. Amen. Halleluja. Amen. Sê, saai in die God uit en jy maai in die God. Yes. Kom ons sing lekker saam, prys die Here. Moses, trek uit jou skoene. Uit jou skoene. Wat trek uit jou skoene. Wat trek uit jou skoene. Die God by jou genade stuur. Wat trek uit jou skoene. Trek uit jou skoene. Wat trek uit jou skoene.
Basidi. Ushanda Basianda. Risianda Basianda, sê die Here van die weerskade. Ek is die rukwind, sê die Here, die Gees van God wat jou wil aandoen, met nuwe krag, nuwe moed, nuwe ywer, sê die Here, vir die pad wat voor lê, sê die Here van die leeskade vanmôre. Die Shanda Basianda. Ek is vanmôre die ek is, sê die Here. Die grote God, sê die Here. In my, sê die Here, is jy meer as oorwinnaar. Sonder my, sê die Here, is jy niks, sê die Here, van die leerskare vanmôre. God sê vanmôre, wil jy nie in die Gees vanmôre neerbuig, sê die Here. En optel dit wat jy nodig het. Want God sê vanmôre die vyand kom, sê die Here. Jy moet gereed wees, sê God vanmôre. God sê trek tel vanmôre op dit wat jy nodig het. Sit vanmôre die pyl in jou pylenboog. En skiet 'n pyl van oorwinning. Doen dit vanmôre, moenie daar staan nie. Skiet vanmôre 'n pyl van oorwinning uit. Sê Here, ek is meer as jy dit nie doen vanmôre nie. Doen dit vanmôre. Sê Here, ek skiet vanmôre 'n pyl van oorwinning uit. In Jesus naam. In Jesus naam. Sianda Basianda. Ek sal kom getuig, sê die Here. As jy vanoggend nie gehoorsaam was nie, dan jy vra waarom het ek nie die pyl van oorwinning uitgeskiet, sê die Here van die leerskare vanmôre. God sê roep vanmôre en sê Here, wil die engele aangaande bevel gee om te waak oor my. Amen. Here, dankie dat jy gespreek het op die lippe van klei volgens Here. Yes, Lord. Dankie dat jy dit ag om die volk bemoeienis te maak, Here. Ons eer U daarvoor vanoggend, Here. Dankie vir die Gees wat so teenwoordig is, Here. Salwing, Here. Salwing wat die juke verbreek. Ja, Vader. Dankie Jesus, ek bid so hierdie dienste verder. Dat die Gees sal lei, Here. Ja, Jesus. Here, en dat U sal aanraak waar aangeraak is. Ja. Dankie, Here. Ons prys U daarvoor vanoggend met baie danksê. Amen en amen. Prys die Here, is daar vanmôre iemand wat getuie het tot ere van die Dit is 'n woord van die Here vir die hele gemeente. Baie dae voel jy moedeloos. Jy voel pap in jou gees. Die Here sê dis omdat jy nie bid nie. Jy bid nooit nie. Jy's so besig met ander dinge. Besig met die, besig met daai, terwyl jy moet bid. Sonder gebed. Dit is ons vitamiene, né? Sonder gebed, hoe dink jy gaan jy die toekoms maak? Hoe dink julle? Ek vra nou vir julle. Hoe gaan julle die verdrukking ingaan sonder gebed? Jy is nie gehoorsaam aan God nie. Jy doen nie wat die Here vir jou sê nie. Jy volg net jou eie pad. Wat jy sê, jy gaan weer laat. As 'n mens die Here dien, moet jy luister na sy stem. Jy moet in sy weë wandel. Nie jou dinge doen nie, in sy weë wandel. Hoor wat ek jou sê? Jy gaan hierdie woorde onthou vandag. Ek het nou amper maak soos Josua gemaak het. En sit 'n klip daar en sê, daai klip, julle het daai klip gesien? Onthou my woorde wat ek julle gesê het. Tye gaan moeiliker word. En as jy tyd het vir baie dinge daar buite my dierbare, en jy wil nie bid nie, jy wil nie instry nie, so be it. So be it. Ek wil net vanoggend getuig. Toe ek aan pastoor, ek groet elkeen in die wonderlike naam van Jesus. Ek is lief vir julle almal. Jesus. Amen. Toe ons hier geland het en die Here gee vir my 'n droom Portugal toe. Toe pak ek vinnig te kom. Hier was niks. Net die huis en die garage was 'n bouval. Daai was 'n stal. Daar was skape en daar was perde in.
Hier was nie geld nie, hier was niks. Maar die Here het vir my gesorg. Met hier het ek geleer van die veld af, het ek geleer om geloof te lewe. Weet jy wat dit is om in geloof te lewe? Nee, jy weet nie. As jy elke maand 'n salaris kry, is nie eintlik geloof nie hoor. Jy moet niks kry. Niks. Ek het niks gekry nie. Ek moes gebid het. Ja. Gebid en gestry het hierdie goede en die stem van die Here gehoor het. Wie wat is die stem van die Here? Jy must hear the voice of God. Kom in my broer. Jy moet in hierdie dag, hoor jy sy stem nog? Jy moet die stem hoor. As ons nie die stem hoor, is ons op 'n gevaarlike pad hoor. Yes. Jy moet kan hoor, hy sê vir jou dit, hierdie kant en daai kant, die kant, nie jou eie goede nie. En ons kom in Porterwil. En ons ontmoet vir Tannie Dot en om Fritsie. Vir julle nog moes hier gebly nie, né? Ons moet vir hulle. Is dit kos nie? Die Here gebruik vir hulle. Frits bel vir pastoor. Pastoor, kan jy nie met dit om iets kom doen? Dan gee ek die Tannie vir ons kos. Dit is tyd om Halleluja. dan moet ek daar kom. Dis hoekom die Here haar seën. Ja. Dis hoekom die Here om Frits geseën. Na Geseën. ete dan eet ons kwart lemoen, dan sê Johan, eet jy die pitte saam, ek moet dan moet dit vir die suiker. Ja. En so het ons aangekom en ons het maar so in die dorp beweeg en so, maar die Here is goed. Hier was die mense hier. Ons het begin met 3 mense. Was ons 3? Jy, ouma Anna en jou vrou en Peter Flora. En 6 of 5 so 6. Ons het begin met baie min mense. Ons het die kerk gestig deur God se genade. Amen. En weet jy wat? Is harde werk. Begin 'n kerk van onderaf. Jy wat die tannie van die huis is, jy sal moet by God hoor. As jy nie reg hoor nie, gaan niks reg uitwerk nie. In elk geval en ons het vir ontmoeting vir ons Nortiele. Kan ek gou iets by add? Ja. Ek onthou die dag sê pastoor vir my, maar broer, ons wil seker nou moet meer aan. Toe sê ek pastoor, maar ons 3 gaan nou so goed aan. Hy het gesê, hy hoop ons bly min. Maar in elk geval. Was ekskuus nog man, dan sê ek het al die liefde gekry. Ja, maar jy kry dit van nog nie, hoor. Jy is maar deel van die furniture, my broer. Maar in elk geval julle. En ek sê vir pastoor wie, ek dink ons moet nou soos Paulus sê, vang hulle met rus, né? Dis nou mooi. Ek sê ek gaan nou vandag, ek gaan net vir Tannie gaan sê, ek gaan daar julle huis kom. Nee. Nee. Ek ontmoet vir oom. Nortie. Oom Nortie, onthou jy hom nog? Hy het so ou dun beentjies gehad. Dit beentjies? En hy maak my vas, ek moet elke Sondag, elke oggend kom bicycle ry. Maar hy ons hier vanaf tot by Kosie se plaas, weet jy hoe ver is Kosie se plaas? En ek hou sy sitplek, want hy moet agter my kom, want hy's 'n ou man. En hy sê vir my, pastoor, lig nie die seat. En hy los my onder 'n kry maar bo. Ek voel later, ek gaan kat skiet so ongeveer. En ek ry saam met die oom en een dag, kom ons terug en hy ry tot op 'n man af. Die man sê vir hom iets van sy dun beentjies. En hy gooi oop teen die man. En ek sal nie sê wat hy gesê het. En ek sê, Here, ek kan nie vrede saam met die man nie, want dit gaan ons bediening kwaad doen. En die Here lei vir susters, jammer, hoe kan jy vertel? Ja, en ek gaan, daar het sê vir die tannie, wat is dat? Gertie. Gertie. Ek sê tannie, ek kom môre. Ek gaan jou hele huis kom maak, maar ek dink dit, Paulus sê vang hulle met lus. Nou, ek was nog jong, baie jonger as nou, ja, as pas laat is. Maak hy huis gee my lekker kos, né? Ek dink ek gaan hulle so vang om hulle in die kerk te kry, Oudtshoorn. I never got to be church. Maar God bly goed. Amen. God bly goed. Al wat ek vir julle sê vandag, dan gaan 'n tyd kom wat julle sal moet leer om self te bid. 'n Mens roep maklik pastoor, bid vir my, is reg. Maar daar kom 'n tyd wat jy self gaan bid. Jy moet self by die Here hoor. Jy moet sy stem hoor. Amen. Ek hoor dan sy stem. Net toe ek die dromme speel, toe voel ek my, kom die salwing is hoog. Amen. Kap ons aan.
Jy kan Ja, onderskei. kan onderskei. Dit is 'n gawe wat die Here vir my gegee het. Jy kan my van mense vertel wat daar ver bly wat ek nie ken nie. Ek gaan vir jou sê, hoorie pasop maar. Ek kan goed sien, hoor. Jy vir my gaan jy gaan nie watte op my oor draai nie. Ek kan baie goed sien. Ons moet leer in hierdie dae om te onderskei. Met watter mense kry ons eintlik te doen? Baie keer kom jy met 'n ding te doen wat jy nie wou hê nie. Maar as jy kan onderskei, dan bly jy weg. Dis waar, sister. Baie keer as ek 'n ding wil doen, dan maak die Here met my so. Hy druk my terug. Hy druk my net eenvoudig terug. Dan sê ek my, nou stop die lorry. Ons moet kan hoor en kan sien. Jy weet ons kom met enige mense te doen. Jy moet kan onderskei. Met wie kom jy te? Daarom het ek klop, sy my altyd terug. Ek wil net gou iets sê. Jy kan so lank vorentoe kom, suster. Ek is so bly vir godsmanne wat nog God se waarheid praat. Ek weet nie of julle donderdag pastoor Hannes van der Walt se preek geluister het nie oor manifestasie. Julle moet dit gaan luister. Weet jy, kind van die Here, die woord van God sê my volk gaan in ballingskap ten gronde weens gebrek aan kennis. Weet jy, mense kan jou so maklik bel en vir jou sê, pastoor, maar nou twyfel ek dan jou. Dit wat julle doen, is dit van die Here, is dit nie van die Here nie. Dit wat julle deurkoesyne salf, is dit van die Here, is dit nie van die Here nie. Gaan lees God se woord, dan weet jy of dit van die Here en of dit nie van die Here is. Manifestasie. Hy het 2 dinge gesê, kan nie onthou nie, die een is nagmaal en nog ene. Het hy gesê as ons dit gebruik, dis 'n manifestasie, die nagmaal gebruik is 'n manifestasie wat wegwys na Jesus wat vir ons in die kruis gesterwe het. Ek sê vanmôre, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, maar dit bestaan en dit sal bestaan. Jy kan dit pas vanmôre of jy kan sê nee, wat ek gaan dit nie doen nie. Dit is jou saak. Wil jy ontvang van God of wil jy nie ontvang van God nie? Weet jy wat sê God se woord? Sonder geloof sal niemand God sien. 'n Manifestasie is geloofsaak. Ek wil weer vanmôre vir jou sê, 'n manifestasie. Pastoor, wat is manifestasie? Ek gaan gou vir jou vinnige verhaal vertel. Dis Kersfees. Ons het niks in die huisie. Dit was hierdie maand amper so. God het deurgekom. Halleluja, kom wonderlik. God het deurgekom. Môre kan ek vir my lekker skaapel in 'n Amen. gaan koop. Prys die Here. In 'n beestong. Amen. Ek hoor nie daai gelekker nie. Ek eet hom prys die Here. Amen. Hoor gou mooi. Solank die beeskop is, die prys die Here. Hoor gou mooi. En ek sit en ons het niks in die huisie, dis Kerstyd. Ek praat met hierdie groot God. Ek wil vanmôre manifestasie vir jou gaan sê. Ek praat met hierdie groot God. Ek sê, Here, U sê in die woord, gaan terug na die woord toe. Al die bees, al die skaap op die duisende heuwels behoort aan U. Here, ek is mos U kind, Here. Here, kan U nie vir my, ek gee nie om die Here, kan 'n ou merino hamel van die Karoo wees. Ek weet hy's lekker tye gaan langer eet aan hom as in 'n gewone skaap. Julle maar hy moet groot wees. Hoor gou mooi. En ek sit daar en ek is onder gebed. En daar lê 'n ou landbouweekblad. En die gees van die Here sê vir my, kyk daar en ek kyk. En daar's 'n groot merino skaap op hom. En die Here sê vir my, knip hom uit. En ek knip hom uit. En die gees van die Here sê vir my, saag hom op. Ek kom van die plaas af, man. Ek weet van saag, van skaap opsaag. Amen. Ek saag hom op met die skerp. En die Here sê vir my, sit hom in die yskas. Ek sê, sit die yskas aan. Jammer sê, die yskas staan al jaar omtrent af. As niks in hom nie. Ek sê, sit hom aan. Sy sê, hoekom? Ek sê, die skaap gaan vrot raak. Sy sê, wat is skaap? Ek sê, hierdie skaap. Prys die Here. En ek knip die skaap se kop af en sy boude en sy blaaie en alles. Maak hom uit mekaar uit. Ek sê, sit aan en sy sit aan. Ek sit die kop bo en laat die kop wegkyk van my af. En amen. En ek sit die boude en die blaaie en alles pak ek in. 2 dae daarna bel iemand my. Sê vir my broer, kan jy kom tot op Gouda?
Ek sê, ja, as jy geld het, hy sê, as jy gaan staan, dan sleep ek jou, ek het hy om Mercedes diesel gehad, ek ry, die Here help my, dat ek daar kom toe begin hy ruk, ek stoot hom in, hy sê vir die man daar, maak vol, ek sê, prys die Here, hy sê, hoor jy, het julle nie emmers hier nie, hy plastic emmers, 4 of 5, maak vol, sit het in hy Mercedes, gelukkig het hy groot boot, pak hom in, hy Mercedes hang net so, dag, hey man, dis myne, die nog gaan ek weer lang kry. Ek sê, dankie my broer, hy sê, nee, ek het eindelijk gekom met iets anders, ek sê, wat, hy sê, jy moet my een ding beloof, jy gaan nie kyk voor die by die huis, ek sê, nee, ek gaan nou nie dit vir jou beloof nie, maar gaan nie kyk terwyl jy hier is, maar as jy gery het, dan gaan ek loer, amen, en hoor mooi, hy ry, en ek ry ook, en toe ek haar by die afdraai daar van Gouda op die pad, uit Gouda, toe hou ek stil, en ek maak oop, en ek maak, hy is 'n groot boks, ons het sommige kos vat, hy lê daar hele Mercedes se seat vol, toe sit 'n groot merino hammel, skaap, hoor gou mooi, en ek kom by die huis, en ek haal die kop, die papierkop haal het uit, en ek sit die vleiskop in, ek haal die skaapbout, die papier, en ek sit die skaapbout, en God voorsien vir my. Hoekom? Omdat ek die dinge geroep het, wat die bestaan nie. Hierdie kerkie, wou ons 'n woonstel gemaak het, die eerste keer toe pastoor Marius kom, toe praat hy deur die Here deur hom deur 'n profesie, en sê, hierdie gaan die kinderkerk wees. Hy het ons nie 'n mooi kinderkerk gemaak het. Amen. Amen. Ons staan voor. Ek kan vir die Here sê, Here, ek het my voet in die water gesit. Ek hoop na hierdie, sal daar niemand ooit weer wees, wat twyfel oor manifestasie. Amen. Prys die Here. Amen, suster. Amen. Op my buurtjie, pastoor, Selma, kom die passages, blomting van die Here. Jesus. Jy weet, ek staan nou môre op met 'n lied, en ek sê so vir die Here, dankie. Dankie, Here. Pas ek praat van, toe hulle nie gehad het nie, wil net vir julle net so kort te vertel. Ons het eerste jaar, tweede jaar wat ons bly in Portugal, ons hier kom bly het, toe trek ons hier in met 900,000 in ons bankrekening. Ja. Dit was my huis wat ek verkoop het in die Kaap, huis is jaar wat ek voorgehad. Maar deur omdat ek 'n goeie persoon is, ek lyk uit teens het ek etes gereël en mense het by my kom eet en huis toe gevat. Ons was ingeloop met klompe geld. Maar ek wil vir u sê vanmôre, die Here is so goed. Daai tweede jaar het ons niks, daai Kersfees nie Pasen. Ons het nie eens 'n stukkie brood in die huisie. My kleinkind bly nog nie hy tyd by my nie. Ek weet nie julle ken vir Pastor nie. Ek gaan hy Sondag keer toe sê, Here, ek kom nie diens toe omdat ek niks het nie. Maar ek kom diens toe omdat ek weet my siel moet gevoed word deur U. En ek sê, Here, daar is nie 'n stukkie brood in my huisie. Daar is nie eens geld in die besie nie. Ja. Ek wil vir u sê, Pastor Hemie kom met 'n bak groente, wat ons uit die diens uit kom pastor. Hy bring vir ons vleis, klaargemaakte kos. Hy bring vir ons rys, aartappels. My neighbor langsaan gee ook vir ons van die braai wat hulle gehad het. En my neighbor ook aan die pyne, sy kom met 2 borde kos. Ja. Ek wil vir u sê, daai kos was so geseën dat ons op die Dinsdag toe nog geëet het. Ja. Jesus. Ek wil vir u sê, soms kere seën die Here jou. Dan weet jy nie vir God dankie te sê. Ek het nou die dag vir my egnoot gesê, man, moet nie worry nie. Dis miskien in die wil van die Here dat jy nie 'n werk moet hê nie. Ek sê, maar God, as hy dan 'n deur vir jou gaan oopmaak, gaan niemand daai deur vir jou kan toemaak. Yes, amen. Toe sê ek vir hom, dis net my sin. Yes.
Ek sê, wees geduldig. My eggenoot kan soms baie excited raak, pastor. En dan lyk dit vir my, hy raak langs die pad so mismoedig, dan praat ek met hom, en sê ek, nee man, dit moet nie so wees nie. Want sister, jy moet onthou, hy is die man, die duivel kom van die man aan, jy is te sleg, jy kan nie sorg nie. Ek verstaan, pastor. Ja. Maar ek sê altyd vir hom, gee die duivel 'n uitklop. Yes. Ja, uitloop, ja. Staan op jou platte van jou voete. Yes. Ek weet nie, ek het vir julle laaste keer gesê, ek dra size 8 skoen, my man dra ook 'n 8. Pastor, Ja. sê vir hom, staan op die platte van jou voete. Yes. En gee die duivel 'n uitklop. Yes. Maar ek wil vir julle sê, dit is hierdie God wat ek dien. Amen. Al gaan daar soms kere niks aan in die huisie. Yes. Ek wil nie sê ek moet die Here los nie. Amen. Ek wil nie sê ek moet die Here los nie. Yes, Lord. Ek moet bidden bly. Yes. Jesus. Ek moet 'n Hebreëse vrou wees en bidden bly op my knieë. Yes. Al raak my man mismoedig, moet ek hom aan sy hand vat. Yes. Amen. Want die Bybel sê ek is sy steunpilaar. Yes. Ek moet hom ondersteun deur alles wat hy deurmaak. Yes. 'n Prediker het eendag gepreek. Hy sê die Here het hom geroep om vir vroue te preek. Hy sê hierdie woorde: 'n vrou beskerm haar man se hart. Amen. Wanneer hy seer by die werk kry, dan kom hy na sy vrou toe. En hy kom by haar sê, maar dit het so gebeur en so het gebeur. Ek wil vir julle sê, laat ons by die Here bly. Amen. Weet ek wil vanmôre vir julle die lied sing. Want vanoggend toe staan ek op met die lied. Halleluja. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Oh, omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Oh, omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Kon nog 'n getuie bring vanmôre. Ja, ek wil dit sê. Ek kon nog 'n getuie bring vanmôre. Jy kan nou met my hoor. Ja. Die vorige moderator of die vorige moderator, Pastor Wally Frisbee. Hy was 'n 1 ster. Weet julle wat 'n 1 ster? Dit was nou 'n cowboy van 'n cowboy, 'n fighter van 'n fighter. Hy sê dit beklei. Hy sê een aand, toe steek iemand hom met 'n flieknyf. Ken jy daai flieknyf? Ja. Binne in die oog. Hy sê as jy praat van pyn, dis pyn. Hy sê maar voor daai. Maar hy sê die huis het gejaag en sy moeder en sy sussie. En sy moeder kom by die Here uit by lering Christus, maar by die Here uit, nie by lering by die Here uit. Ja. En sy leer die fynner dingetjies. Daar's min gemeentes wat die fynner dingetjies snap. Jesus. Hoor mooi vandag. En dan het niks in die huis. En sy kom uit die kerk en sy sê, Here, ek het U vanmôre aangehou. U ken, ek en my kinders niks om te eet. En die Gees van die Here sê vir haar, wat gaan jy doen? Sy sê, Here, gaan manifesteer, ek gaan glo. Jesus. En sy sit die daai ou parafin dingetjies wat hulle die kos mee. Sy steek hom in die brand en sy sit 'n pot op
En sy gooi water in, daar's niks. En pastoor Frisbee sê vir haar, ma, wat maak jy? Sy sê, ons gaan die Here nou vertel. En hulle begin al om die tafel te dans en die Here aan te roep vir kos. Sy sê, Here, ek roep kos vandag, wat ek al my mensies kan kos gee. Here, maar ek roep pudding ook. Sê die volgende klop iemand aan die deur. En sê, hoor jy, ek het kos gaan koop, ek het te veel gekoop. Wat jy het? Sy sê, ja, my pot kook klaar. En sy gooi dit in. En hulle kry pudding. Pastoor Wally Frisbee, hy gaan die oggend, gaan hy kerk toe, en hy's pastoor, en hy het gemanifesteer op niks. Hy sê, Here, ek is so lus, ek het ook, as iemand vir my pampoen gee, dan smaak ek my toenails groei. En iemand bring pampoen ter. En suster Selma, ek sê, gee my net so 'n stukkie. En sy gee vir my daai stukkie, ek sê, hoor jy kan maar jou net vir my gee. As jy pampoen so kan maak, kan ek hom eet. En hy sê, Here, my ma het die lekkerste pampoentert en pampoenkoekies gemaak. Here, ek is so lus, al kan ek net 'n pampoen vandag. En hy roep die Here aan. Nee, ekskuus, is 'n ou tannie wat by die kerk was. Hy het 'n pampoen by iemand persent gekry. En die Here sê vir hom, vat hierdie pampoen vandag kerk toe. Hy sê, Here, hoekom moet ek het self die pampoen lus? Here sê, vat die pampoen kerk toe. En hy vergeet om die pampoen te vat. En toe hy uit die kerk uitkom, sien hy loop 'n ou tannie op en af en op en af en op en af. En hy ry huis toe, op pad huis toe onthou hy die pampoen. En die Here sê, gaan haal die pampoen, hy gaan haal die pampoen. Toe hy terugkom, toe hy daai tannie, toe sê die Here het vanmôre vir my gesê, ek gaan 'n pampoen kry. En ek het hom nog nie gekry nie, maar ek loop nog steeds en roep vir hom. Amen. Prys die Here. En hy steek vir om Wally Frisbee in die oog met die mense. En hy lê in die hospitaal en hy stop blind. Maar die mens sit in die oog. En hy lê in die hospitaal, hy sê, en daai aand kom daar 'n man, 'n lang man. Hy sê die witste wit. Hy het nog nooit so gesien. Hy skitter die man. En die man kom in. En die man het net op sy kop gevat. En sy hand weggevat. En die dokters kom en hulle haal die mens uit. En hulle maak die oog toe. En hy gaan vir toetse. Hy sê, hoor jy, hy kom by hom die volgende dag. Hy sê, hoor jy, ek het vir jou goeie en slegte nuus. Hy sê, ons gaan nie die oog moet uithaal nie, die oog gaan daar bly, maar die oog gaan heeltemal verrot, dit gaan net 'n ding wees. Ons maar later kyk om 'n kunsoog in te sit. So jy gaan nie die oog nou verloor, maar jy stop dit. Hy sê, die volgende dag kom hulle om af te haal. Daai aand het die man gekom en sy hand op hom geleg. Hy sê, toe hy daai ding afhaal, toe skreeuw, ek kan beter met my regter oog sien, as wat ek met my linker oog. Met 'n vliegnaai binne in die oog, het God hom aangeraak. Ek wil vanmôre vir jou sê, vat geloof vanmôre. Amen. Oor jou koskas. Amen. Gaan pak in die geloof. Amen. En sê, Here, van die yskas, sê, Here, as jy vir pastoor Johannes skaap kom gegee het, kan jy vir my ook gee. Amen. Amen. Ek sê, ek het niks gehad vir Kersfees nie. God het gister vir my deurgekom, gisteraand laat. En ek gaan 'n groot skaap wil koop. Amen. En 2 lang tonge. Amen. Prys Here. Asseblief. Dit is net 'n minuut, dis een sin. Amen. Hallo Here. Amen. Daar's 'n baie bekende musical, The Sound of Music met Julie Andrews. Ek weet nie of julle weet nie, maar baie bekend. En sy sê daar, if God closes a door, he somehow opens a window, or leave open a window. So mens moet daaraan dink. As die deur toe is, is daar altyd 'n venster. Amen. Prys Here. Pastor, kan ek nog iets sê? Amen. Die vrymoedigheid in die Here. Ja, Pastor. Ek wil elke broer en suster goed in die wonderbaarlike naam van ons koning Jesus. Ja, dit is weer vanmôre meer voorreg om hier te kan staan. Ek weet nie wie van my almal ken nie, maar in daardie tye toe ek nie
by die Here was ek het hier mekaar man. Ek was 'n rowwe man broer Willie. Wat praat jy? Ja, ek was 'n rowwe man. Mense maar as jy by die Here kom en maak die Here daai hartjie van jou vraag dan vraag. So klein en sag. En jou pad moet altyd pastor, mense op pad moet altyd gesuiwes met liefde. Amen. Sonder God se liefde kan jy nêrens gaan nie. Dat jou pad gesuiwes met die liefde van die Here. Pastor, ek het dit so getuienis laas Sondag. Ek het net klaar ek moet so 'n bietjie gaan leer, rus broer Willie. 'n Bietjie rus. Nou hoor ek daar roep my daar by die hek. Die persoon roep nou aan. Gawes. Pastor, nee, hoe pastor? Hoe gawes, pastor? Maar ek wil ook nie opstaan nie. Nou loer ek so by die venster. Dan sien ek maar broer hier na die boek aan. Pastor, Here is net wonderlik. Here is net wonderlik. En ek gaan toe uit en ek kyk so en ek sê hoe die vrou maar as jy nog kaal blijf trek om die tiese dan aan die koop, sê hoe die vrou maar is, hoe geen wat daar by die hek is. Nou sê die vrou by, luister maar wat die wil hê, nou gaan ek nog aan luister maar wat die wil hê. Nou sê hy vir my, sy seun kom maar by Xavier, by die Madeleine, ek sies kom maar uit, en dan kom kuier hulle daar binne. Nou sê, daar is 'n leer wat ek het daar so, dat ek gebruik om te punt en so om die hoë gebouwe nog uit te kom. Nou sê, maar sy seun het gesê, die leer wat daar lê, lyk soos hulle leer. So sy leer. En die tikkop het sy leer gesteel. En, hoe wil hy man ontstel my so. Hy ontstel my so, maar wie wat is, 'n mens net dankbaar wees hier by die Here. Hy man ontstel my so, ek dink maar, hy sê maar, hy wil sommer gewoon nou sommer 'n lang ding kort maar. Ek wil kyk of dit sy leer is. En ek dink maar, hoe kan die man nou so sê, ek koop aan nooit gesteelde goed nie. Ek laat nie eens mense vir my, ek kom in 'n gesteelde ding, ek haak hom weg. Ja, nee. Maar die man, hy weet nou ek is bekeer broer Willie, maar hy kom nou water 'n gesteelde ding nou by my plek so. Dis wat nou waar hy ontstel raak. En ek is dankbaar vir die Here, ek is nou nog by die Here. Ek sê vir hom, brother, nee maar jy kan maar seker ook kyk, ek verstaan jou nie lekker nie. Maar hy weet ek is bekeer. Ek sê gaan kyk, en hy gaan kyk. Maar as jy kyk jy nog wel afdag nog wat ander goed doen. Want wat ek kom te sê, hy nou vir my, as jy sê leer, ek sê van brother, weet jy wat? Jy stel my nou in 'n baie swak lig. Voor ander mense sê ek vir hom. Jy stel my nou baie swak lig sê ek vir hom. Sy kan maar so dink dat ek nou iemand anders se leer sal oorkoop wat gesteel is in jou jaar en dan hou ek dit by my aan en dan werk ek daarmee nie. Sal jy jou seun met 'n gesteelde ding doen? Hy gaan jy mos nie seun met 'n gesteelde ding nie man. Hæ? Ek sê van broer, jy mos die rede waar verkeerd man. Hy sê maar ja, maar pastor, ek was so ontstel, ek sê hom toe 'n woord maar nie 'n lelike vloek woord nie. Hy sê jy is nou bekeerd, maar hoe praat jy? Ek dink pastor, mense, was ek die daai dag vir die Here net was klaar om daar se gegrawe pastor. Maar die ding is nog nie gebou nie net. Want daar is klaar hoor. Ek dink was ek die daar by die Here net die man nou binne in die sloot gelê, net hierso. Maar die Here is net goed. Hy hou jou getrou man. Hy is eerbaar man. Die Here is net die Here man. Ek kan nie anders sê ek sê my vrou, hy praat nog 'n klomp goed, hoe dink ek? Pastor of brother wat jy nou is, was ek nog 'n dag in die wêreld gewees. Het ek nog hoe sommer hier in die sloot klomp grond nog boer gegooi. Die mense sal jou gesoek het. Maar jy sal die mense sal nie geken het jy uit my jaar te gegaan het nie. In my jaar kom wanneer die man mee om te sê ja, amper so ek het sê die Here sê. Maar weet pastor, as 'n mens op pad gesê is met die liefde van die Here, dan bewys die Here al die mense verkeerd. En Woensdag toe het so reën broer Willie, pastor, toe het so reën, toe staan hy nou, ja, kom maar dat klaar bid vir 'n werk en dan hy met mense aan Saron. Nou ek Saron, ek op pad Saron, dan kom my manne haal, my ambas manne gaan sing toe. Ek sing toe dankie vir die Here en ek sing al die lof en al die eer is al die koortjies wat ek sing. Toe ek so op onder uitkom, sien ek hier staan hy, maar dit reën maar nou so, 'n dou reën. Toe wys ek hom waar vra kom waar hy gaan doen. Stop ek langs hom. Ek draai ry na my vrou waar hy sê hy gaan avontuur toe. Pas toe lei vir hom in en dan lei vir hom by hy was hom. Dit kom en dit wys net weer as jy by die Here is. Nee. Wat hoe goed die Here is. En ek dink ek het die vyande uitklop hom man. Hy lê daar uit vandag. Dit kan net weer vandag hom wys hoe goed die Here is. Die Here man.
Amen. Prys die Here. Amen. Ja, die mense getuig so lekker. Ja, ek genoeg so getuig. Ja, prys die Here. Kom ons sluit die oë. Amen. Here, dankie dat die woord al reeds geseënd is, Here. Dankie Jesus vir elke getuienis wat uitgaan vanoggend. Here, ek het nie 'n lang woord nie. Here, dit wat ek wil bring, dat dit in mense se harte sal indruk. Baie danksegging. Amen en amen. So ek wil net volgens julle getuig. Ons het 'n so jaar of 2 terug na 'n profesie en die Here sê julle moet 'n rooi stryk in julle karre vasmaak. Yes, Ja. En alles, right? So maar ons het sommer 'n klomp as in die karre, klomp strikke en alles. Maar nou die afgelope tyd ry ons baie op Springbok toe, maar ons bespaar nou maar dan ry ons 2 in 1 voertuig. En ek sê eendag, Here, ek is so bang, ek wil nie saam met iemand anders te ry nie, maar ek het nou nie keuse nie. Ek sê, Here, moet asseblief help, ek haal my rooi stryk in die sak as hier so agter. En ek weet die Here ken my so hard. So, en ja, so dis ook maar net, dit is ook 'n manifestasie. Wanneer jy op die Here vertrou. Ag, ek kan ook volgens getuig, ja, die Here is goed vir ons gewees. Kom ek sê gou vir jou, as jy vandag na my kyk, baie mense sê dit gaan goed met jou, maar weet jy dat dit nie altyd goed gegaan het? Ja, dis waar. Hoekom gaan dit goed volgens? Want ons het getrou gebly. Yes. Weet jy waar ek getrou gebly, né? Ek het nooit onderhandel om my deel vir die Here te gee. Ja, Nooit. dis Dit waar. was nooit onderhandelbaar nie. Ons strek Springbok toe, my vrou gee 'n salaris van R15,000 op. Ons strek Springbok toe. En daar begin dit die blok skroei. En bankrekeninge is in die rooi, kredietkaarte is in die rooi. En daar's 'n ouetjie wat by ons werk, hy kom eendag na my toe en sê, meneer, ek my kind inskryf Januarie by die college. En sy moet begin studeer, maar ek het nie R3,000 nie. Ek sê, bro, ek weet nie of ek het nie. Maar ek sê, wag, ek gaan maar kyk, ek gaan bank toe, ek sien my kredietkaart het presies R3,000. En hy trek het. En hy gee dit vir my, ek sê, registreer jou kind. Dis soos pastoor nou gesê, wanneer jy niks het, wanneer jy in die rooi is, dis wanneer jy moet gee, man. Jy sê, om te gee as jy het is niks nie, daar is baie makkelijk. Hallo, hier so R100, daar is R200 op, moet maak jou kar se tank vol, en dit is makkelijk om te doen. Maar wanneer jy nie het, om dan te gee. En ons vat boeke, ek en my vrou, en ons trek bankstrokies, sy sê alles, ons maak 'n opname en ons skryf vir die Here in 'n boekie neer. Wat wil ons hê? Wat het ons en wat wil ons hê? En my vrou sê vir die Here, want sy wil net by PPC weer gaan werk. Sy gee nie om wat die salaris is nie. En ons is hier, sy wil net weer 'n werk daar kry. Weet die Here is so getrou, omdat ons elke maand ons deel gegee het. En ek sê nie, ek kan die Here omkoop met geld nie, ek kan dit nooit doen nie. Nou al die goud en die silwer of hierdie aarde behoort nie afval aan die Here. So, maar dit gaan oor gehoorsaam. Om God te dien gaan oor gehoorsaam. Dit gaan nie oor, jy nou 'n klomp geld en jy sê, daar is die susters het getuig, R900,000 is net so weg. Dat jy baie vriende, baie. En dan is hy geldjie opgedoen, wie sê vir die middag. Maar so kom my vrou, want die Here ken 'n mens, ja, ons moet seker die Springbok toe gaan, dat die moraal tog op mense tot bekering kom. So ons het 'n bid hier in Springbok gehou, 1 bid hier, en 'n klomp mense tot bekering gekom. En so manifesteer ons en ons sê, Here, daar is die saak. Jy moet jou kaarte oopgooi vir die Here. Moenie vir die Here goed wegsteek. Jy kan maar wegsteek, dit sal nie help nie. Nou, hy sien alles raak. Yes. En my vrou kom af en sê, sy kom vir die onderhoud. Ek is daar aan Springbok en alles loop skeef nie. En sy bel my terug, maar sy huil. Sy sê vir my, weet wat, dit wat ek gevra het in die onderhoud, en die Here dubbel soveel vir my gegee. En 'n salaris, en 'n car allowance, en 'n huis en alles. So, ek wil volgens vir jou sê, as jy getrou is, die Here sal jou voorsien. Amen.
Hy sal voorsien in al jou behoeftes. Amen. Die rykdom van sy genade. Amen. Ek kan baie vir jou getuig, man. Ons het en dit gaan nie altyd oor geld nie. Eendag baie kere val die duiwel die kinders van die Here aan. Yes. En ons besef dit nie. Dan Baie ons waar. maak dit af. Eendag staan ek op, maar my keel is aan die brand. Ek voel ek kan nie, dis alles brand hierso. En dan kom kerk en ek sê vir Suster Selma en ons manifesteer en ons bid. En sy sê as jy huis toe gaan drink 'n glas warm soutwater, gorrel dit en spoeg dit uit. En die Here sal jou aanraak en gesond maak. Het dit nie so gebeur? So as jy dink dat manifestasie Is by die iets snaaks is, dan dink ek jy moet eers tot bekering kom. Ja. En as jy dan tot bekering gekom het, dan Dat sal jy uitvind God Yes. se woord is snaaks, maar dit is baie lekker. Amen. So, Amen. Yes. mense daar buite besef nie vandag regtig wat is dit om die Here te dien. Ai, dat sou Amen. Ek sê vir jou, man, ons het soos ek gesê, dit lyk altyd dit gaan goed met ons en alles is net maanskyn en rose. Maar jy weet wat gaan onder Nee. die oppervlak aan die Yes. Jy weet nie wat gaan in my hart aan. En jy weet nie wat vind plaas in my lewe. En jy weet nie wat doen die Here met my nie. Maar wat se getuienis het jy volgens? Want dan is jy hier in hierdie kerk om sit Sondag na Sondag na Sondag. En jy kan nooit getuig nie. Wat maak jy? Wat is die doel daarvan? Jy moet toch vir iemand daar buite kan sê wat die Here doen. Amen. Jy moet vir iemand kan sê, maar wie, toe ek siek was, het die Here my gesond gemaak. Ja. Yes. Ek het 13 jaar terug het die Here vir my profesie gegee. Ek het gewerk. Mense, ek wil vir jou sê, as jy kind van die Here is, moet jy werk asof jy nooit ophou moet werk nie. Jy moet nooit lui wees as jy kind van die Here is. Amen. Jy moet Amen. spring. Ja. Ek sê vir jou, ek het gewerk soos ek nog nooit gewerk het in my lewe nie. As hulle vra, dan sê ek ja. Ek het nooit gesê nee nie. En die Here het geprofeteer en sê ja, maar baie binnekort gaan jy verhoging kry. Dan raak jy mens opgewonde. Jo, dankie Here, jy het dit raak gesien en Voor my gekry my goed. en dan gaan dit ja, elke jaar gaan verby. Elke jaar gaan verby. Er niks gebeur nie. Jy hoor van hierdie mense wat bevordering kry en jy hoor van daai mense wat bevordering kry. En jy vra Here, maar wat regverdig? Dan kry jy nie antwoord nie. Maar God se tyd, sy tyd. Sy jou tyd vir. Amen. Here wie jou iets beloof het. Hy gaan dit goed. Moenie dink jy gaan dit môre kry. Nee. Party mense is gelukkig. Hulle kry vandag 'n profesie Ja, môre. ek het nooit môre. Maar die Here weet met wie moet hy op pad loop. Ja, Here, dis waar. Here weet wie kan hy skraap. Ja. Jy moet nou maar verskoon volgens ek praat maar Dis die waarheid. Pastor, Hy moet ons krap op. so jy die Here moet jou skier. Jy kan nie om die Here te dien is nie net lekker om by die huis te sit en in jou Bybel te lees en te bid en jouself alleenig afgesonderd hou. Dis nie om die Here te dien nie. Ons is in die wêreld. Hoe baie kere dan vra ek vir mense, hoekom kyk julle so vir my? Ek sê mense, daar skyn 'n ding om jou. Hoe lyk jou lig wat skyn na jou? Ja. Yes. Dit is belangrik vir hulle. Baie belangrik. Dis maklik om te sê ek dien die Here en ek is 'n raai ou, ek is elke Sondag in die kerk, maar hoe lyk jou lig? Yes. Yes. Kan jou lig helder? Amen. Amen. Ek wil volgens ek het nie baie om vir jou te sê nie, maar ek het volgens 3 gedeeltes wat ek met jou wil bespreek. Ek wil sê en jy moet God se woord vir 'n slag begin opneem en dit lees soos God se woord daar staan. Yes. In 1 Tessalonisense 5 vers 21 en 22. En ons het al baie hierdie gehoor. Beproef alle dinge en bou die goeie. En dan net onder dit sê hy, onthou julle van elke vorm van kwaad. Ja, sien. So baie mense in die wêreld lyk om hierdie skrif jou te gooi, maar die woord van die Here sê ons moet alles beproef. Yes. Gaan lees 'n bietjie verder. Ek weet nie wie van julle se Bybels het so aan die onderkant kry jy verwysings of in die middel het jy verwysings. So as dit vers 22 is en sê hy vir jou daar hier's nog 'n vers in Matteus miskien of in Lukas of so. Lees God se woord. Gaan kyk wat sê hy. Wat beteken dit om te sê beproef alle dinge en bou die goeie? Goeie. Dis nie om nou na
elke Saterdag in 'n nuwe bar te wees of 'n nuwe dansplek te wees of 'n nuwe fliek te kyk wat vulgêr is nie of dis nie beproef alle dinge en bou die Ja. goeie nie. Johannes 4 vers 1 sê geliefdes, glo nie elke gees nie, Yes. maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, Yes. want baie valse profete Ja. het in die wêreld uitgegaan. Ja. Dis eenvoudig voor. Beproef alles wat jy kry. As daar profesie uitgaan, beproef dit in God se woord. Hoekom wil jy redeneer? Onthou, as jy begin redeneer of begin vra onnodige vrae, dan jy ontstel jou eie gees. Jy kom nie by 'n punt wat jy vir Jesus vind. Yes. Jy's nog besig met ander dinge, maar hoekom moet ons manifesteer? En hoekom moet ons 'n lint om ons spieël draai? En hoekom moet ons as in ons karre sit? En hoekom moet ons bloed om ons kusyne pleit en goed? Maar dis soos pastoor gesê het volgens. Gaan lees die woord van die Here. Yes. Jy kry alles in die woord van die Here. Yes. Al hierdie dinge staan in God se woord. Weet jy, die bloed van Jesus, daar's niks sterker as die bloed van Jesus. Niks nie. Ek het dit al in my lewe ervaar. Ek het al gesien, ek het al gery op die pad en gesien hier kom 'n ongeluk, né? En jy besef hoe van die Here jou nou verby hierdie storie. En Jesus hou jou vas. Ja. Daarom volgens as ons praat van manifestasie, glo in manifestasie, want dit is nie vanoggend iets wat van die duiwel af is nie. Yes. So beproef alle dinge, bou die goeie en dan sê net daaronder onthou julle van elke vorm van kwaad. So jy kan nie môre of vanaand gaan dans daarmee, wat is die plek die hier goed dit is. Ou gaan dans jy daar so nie. En jy doen nou alles wat verkeerd is want jy beproef ons op alle dinge. Ja. En dan kom sit jy Sondag op God se huis en jy wil nou sê ja, maar ek het alles beproef, maar ek is heilig. So, dis wat volgende jou sê, die tema is, lees die woord van God reg. Nie om jou te sis nie, maar om jou op die regte pad te hou. Dis my boodskap vir Amen. Ek wil nie vir jou baie lang preek, want ek voel 'n bietjie jittery. Maar doen wat God se woord sê. Moenie jou eie goed doen nie. En moenie gaan 'n woord lees en hom omdraai om jou te pas. Want dit gaan nie vir jou nie. Gaan miskien 'n paar dae se gaan dit vir jou lekker wees. Maar God se woord is soos 'n bloedhond, die gees van die Here. Ek weet nie of jy dit al ervaar het in jou lewe nie. Hy jag jou. As jy jou hart vir die Here gegee het, né? En jy's duur gekoop man deur Jesus se bloed. Dink jy Jesus se bloed het net so verniet vir jou? Hy's duur gekoop vir ons. Yes. So moenie dinge doen om jou te sis nie. Maar God se woord is 'n rigtingwyser. Yes. En ons almal het nodig om rigting in die lewe te hê. Ons almal het nodig om 'n reguit pad te loop in die lewe. Ja. Wat beteken beproef alle dinge en bou die goeie? God beproef ons om wat die beste in ons is te voorskyn te bring. Jy word beproef soms. Ja. Jy kan nie die Here dien en dink as hy maanskyn en roos. Pastoor hulle. As niks in die yskas nie. Dis beproewing daai. Dis beproewing. Here het eendag gesê ons moet Porterville toe kom, ons moet vir u kom werk. Ja. Kyk hoe lyk dit. Dis beproewing daai. Wat maak jy daai beproewing? En dan bring God die beste in jou te voorskyn. Amen. As pastoor Johan hulle nie deur daai beproewing gegaan het nie. Dink jy hy sou vandag kon geprofeteer het so uit waar die gees van die Here teenwoordig is? Dink jy hy sou kon? Nee. Hy sou nie kon nie, want hy was nie beproef gewees nie. Ja. Hy was nie gelouter gewees nie. Onthou die Here louter ons. Jy kan nie as jy 'n kind van die Here is dink dit is 'n joyride nie. Ek wil vir sê dood is ernstig. Ja. En as jy sterwe en jy het nie vir Jesus in jou kant nie, Yes. is dit nog ernstig. Yes. Want dit is vir ewig. Yes. Jy moet die besluit maak. Waar wil jy bly? Wil jy in die hel gaan bly? Wil jy by Jesus wees? Onthou dit is vir altyd. Wat beteken dit? Wat beteken sleg? Die kwaad, die vorm van kwaad. Dit beteken die duiwel versoek ons om die slegste wat in ons is
voorskyn toe. Mm. As jy die Here dien, en ek wil daar vir jou sê, as jy die Here dien, vrywaar dit jou nie van die duiwel se aanslag. Inteendeel, as jy die Here dien in waarheid en gees, dan val hy vir jou aan. Ja. Ek wil vir jou sê, hy val vir jou aan. Daar kom tye wat jy voel, Here, maar hoe kan dit so gaan? Hoekom gaan dit so wees? En daar is tye wat jy nie antwoorde kry. Maar daar is 'n doel, man. Jesus hy het 'n doel daarmee. Onthou, ek het baie gevra, Here, ek weet nie hoekom gaan dit so nie. En dan kom maar iemand op my pad en sê die Here, dit het met jou so gegaan. Ja. Sodat jy vir daai persoon kan bemoedig. Dat jy vir hom kan vertel. Wat 'n wonderlike God. Is ja. Ek wil vir jou sê, ons is in 2024 op pad 2025 toe, né? Daar's mense wat nog met die Here wil speel. Daar's mense wat nog, as mense wat die Here dien, een voet in die wêreld en een voet in die kerk. Daar's mense wat sê dis 'n genadige God. Hy's 'n God van liefde. Ons hoor dit oralste. Maar niemand lees die woord van die Here wat sê maar hy's ook 'n verkeerde liefde. So ons moet altyd die woord van die Here reg lees. 1 Tessalonisense 4 vers 12 sê, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks 'n behoefte mag hê. Ja. So die mense daar buite hou vir ons dop in die kerk. Glo jy vir my? Daar is die mense daar buite, as hulle hier verby staan, of as ons daar buite staan, of as ons gaan eet, daar waar ons as 'n gemeente saam is. Daar waar jy is. Ja, hulle sê nie pastoor Johan of pastoor Harde so, hulle sê Porterville Elim gemeente. Hulle sê daar. Dis hoekom dit baie belangrik is, daar waar jy aanbid, man. Kan jy Die pastoor en sy vrou se hande oplig. Amen. Daar moet jy jou lig laat skyn, ja. Yes. Want dis daar waar Jesus jou geplaas het. Baie van ons wil altyd oor see gaan om te gaan. Dis waar. Wat is hierdie sendingwerk? Ja, Ek weet nie waarvoor hulle oor see gaan. Ons het dan baie sendingwerk in Porterville Hy sending. is daar. So imagine al die sendingelinge wat hulle hiervoor geld insamel, kan almal net in Porterville kom werk. Wat sal gebeur? Doen vir die Here iets daar waar jy is. Maar dan sê die woord van die Here, wees waaksaam. Dat niks wat sleg is, hou vas op jou lewe kry. Wees waaksaam. Dit is so maklik om iets wat sleg is, hou vas op jou lewe te kry. Baie maklik. Wat kyk jy op jouself vir? Ja. Hoeveel ure 'n week spandeer jy op jou screen time? Ja. Wat maak 'n bietjie somme? Ja, maak sommer. Ek kry 'n notification wat vir my sê, you spend so many hours on your screen this week. Maar meeste van my goed is werk. Maar gaan kyk net 'n bietjie hoeveel tyd spandeer jy op screen time. As jy 4 ure hierdie week spandeer het jy 4 ure gebruik om te bid. Het jy 4 ure gebruik om God se woord te lees? Het jy dalk 4 ure gebruik om by die hospitaal besoek af te doen? Ek vra maar net volgende, want ons almal staan skuldig volgende. Dis waar. Daar staan, moenie die gees van God bedroef nie. Asseblief mense, volgende, moenie die gees van die Here bedroef nie. As God se gees gespreek, moenie teen dit praat nie. Want dit sal jou nooit vergewe word. Wat beteken, dit sê ook blus nie die gees uit. Baie keer kry mense profesie, op profesie. En dit trek nog steeds te veel uit in die pastoor, hy het niks daarmee uit te maak nie. Hy lewer maar net die boodskap van God. Yes. Nie die gees. Yes. Wat is goed? Goed is vooruitgang. En wat is sleg is agteruitgang. Dis eenvoudig volgens. Julle sal my leer, ek sal altyd net so eenvoudig preek. Ek praat nie baie nie. Okay. 1 Korintiërs 14:29 sê, 1 Korintiërs 14:29 sê, laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Dit beteken, beproef alle dinge en behou die goeie. En dan sê Matteus 24:4, en Jesus sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei. Ons moet regtig vandag waaksaam wees.
Dis maklik om vandag te val as 'n kind van die Here. Ja. En dit is wat die vyand is agter hulle aan wat gesalf is van die Yes. En as jy jou hart vir Jesus Christus gegee het, jy het tot bekering gekom en jy het gesê ja Here, dan is jy 'n gesalfde van die Here. Yes. Dis nie net pastoor en ek wat gesalf is. Ons is almal gesalfdes dan van die Here. Want ons het die gees van die Here in ons. Wat beteken dit dan? Het die Here dit vir ons net goedkoop gegee? Nee, dit is hier gewees. Maar jy het die gees van die Here in jou. En dan, ek wil vanoggend vir jou afsluit met 'n baie bekende stuk in die woord van die Here. En ek wil vir jou sê, as ons dit net toepas, gaan dit baie makliker gaan in ons lewe. So dieselfde Here wat sê, beproef alle dinge en bou die goeie, maar weerhou julle van alle kwaad. Ne? Dis dieselfde Here wat sê in sy woord in Eksodus 20, die wet van die Here. En of dit nou in die Ou Testament is, of in die Nuwe Testament is, wat se testament is. God se woord is God se woord. Dit sê, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak. Die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng word in die land wat die Here jou God in jou gee. Yes. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslaan, die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Tot sover. Yes. Amen. Mag die Here die woord vir julle vanoggend in seën in julle harte. Mag dit vir iemand iets beteken. Onthou net, die wet van die Here sal altyd daar wees. Amen. Ons kan doen wat ons wil. Maar ek dink ons moet keer terug na die begin. En ons moet weer die wet van God begin volg. En ons sal 'n geseënde volk wees. Baie dankie. Amen. Prys die Here, ek wil vanmôre vir die Here Jesus Christus baie dankie sê vir hierdie kosbare woord. Keer terug na jou eerste liefde. Kry hom weer lief soos jy hom liefgehad. Ek weet nie van jou nie, maar my liewe is daar baie plek gebeur. Toe by die Here God uitgekom het, man, ek was brandend vir die Here. Weet jy, ek het gesmag na daai sagte gees, daai soetig van die Here. Ek het nou net vertel, hoe woenslik AG is, as het begin sing, en die salm van die Here was daar. Baie kere, is ek op my knie, benend voor die Here. Waar is dit? Weet jy, as jy elke dag stuik jy, dan stuik later nie lekker. Is dit waar? Dis waar, ja. Kom ons begin weer soek naar daai kosbare melk uit die hemel.
kosbare salwing. Die kind van die Here, die gevaarlikste plek waar ons kan wees, om ver genoeg te raak. Ek praat in die gees vanmôre, ons moet ver genoeg wees, maar om tevrede te wees en sê, Here, ek is maar reg soos ek is. Smag dieper om nie. Keer terug na jou eerste liefde. Weet jy wat, ek wil vanmôre vir jou sê, mense om jou sal ervaar dat iets gebeur in jou lewe. Weet jy wat maak my opgewonde? As mense begin om oorwinning te vat in hulle lewe. Ek sit vanmôre iemand, Here het met hom gepraat deur 'n profesie. Ek weet jou vrou ooit gesê, hy sê so geskrik, hy dog ek gaan opslaan dat my oë steeds so groot. En die Here het met hom gepraat. En was gehoorsaam. Weet jy, toe hy daai woord spreek, ek gaan dit sê vanmôre. Toe hy sê, ek is klaar met drank. Hy gaan werk by 'n plek, is hom snaaks, om mense nooit veel iets geoffer het. Maar as jy Jesus aangeneem het, dan offer hulle vir jou drank. Weet jy wat sê hy vir die vrou? Hy sê nie, ek soek nie duur whisky nie. Ek soek net 'n bietjie koud. Hy sê, want Jesus het my vrygemaak. Is jy al vry van hierdie dinge van die wêreld? Weet jy, die Here het vir hom gesê, sy kinders gaan weer om sy tafel sit. Dit gaan gebeur. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, moes vanmôre mense gewees het, wat met bel aan mekaar, hulle sit met huweliksprobleme. Die man sê vir my, ek drink nou nie eintlik nie. Ek sê nee, ek weet, ek hoor jy drink nie meer, maar jy sê daarom nou. Ek sê vir hom, hoor jy, ek het hom vanmôre gebel. Ek antwoord, ek het 'n boodskap verloor. Ek gesê die deur staan nog oop. Wat se deur staan nog oop? Ek sê vir hierdie persoon, ek sê toe jy op sterwe lê, toe weet jy vinnig om op dokter toe te hol om hospitaal toe te gaan. Ek sê as jy nou sterf, waarna toe gaan jy? Hy sê hel toe. Ek sê wat, ek kan vir jou net, hy sê my wil nie doodgaan nie. Ek sê my broer, ek het nie die sleutel van die dood nie. Die sleutel is vanmôre by jou. Ek kan nie glo dat 'n mens speel met hierdie lewende God. En dit oor 'n opdoppie. Mag God ons vrymaak. Mag God my vrymaak, pastoor Harde, van bindinge in my lewe. Mag God my vrymaak dat ek skoon voor die Here sal staan. Dat daar nie 'n worteltjie van bitterheid in my binneste sal wees. Ek praat die week met iemand, hy sê, pastoor, die Here het my gehelp. Ek weet, die broer het vinnig bitterheid in sy hart gehad. Hy sê, die Here het my gehelp, dat hy bitterheid is weg. Kan ons nie oorwinning kry oor dinge wat verhinder, dat ons die hemel eendag gaan sien. Ons kry only one chance. Ek gaan 'n ding sê vanmôre. Jy sit al lank al hier, jy het gehoor, God se woord sê, bekeer, laat jou doop. Jy sal gered word. Amen. Nee, maar ek is, nee, jy's besprinkel. Jy sê gedoop het. Jy het eers geweet, hulle slaat jou op die voorkop in die water. Jy het geëe oor die koue water. Jesus, hy is vir ons die weg. Jesus sê, soos ek het doen, so moet jy doen. Hy sê in die Fariseërs en die skrifgeleerde het God se wet geminag. Sy woord geminag deur hulle nie te laat doen. God roep vanmôre elkeen van ons. Ek praat nie vanmôre met jou nie, ek praat met my vanmôre. Here, wat maak skeiding tussen my en U? Is dit ongehoorsaamheid? Here, dan wil ek dit bely vanmôre. Amen. Weet jy, baie keer ons mans, as ons vroue ons waarsku, want ons hy dik nek gaan. Nee man. Ja. Die woord van die Here, daar ken ons ook die woord van die Here. Ja, Sê die vrou moet die man onderdanig wees. Maar weet jy, die woord van God sê, die vrou moet die man beskerm. En my vrou dik aan, sy beskerm my, prys die Here. Ek wil vanmôre vir elkeen van julle, kom ons roep mekaar weer,
Na die eerste beginsel. Ai, Here, ek het U alleen nodig. Nie 'n kerkielede gaan my nie red nie. NG Kerk gaan my nie red nie. Nee, ek like dit nou nie, nee, ek gaan nou weer terug NG Kerk, so gaan jy nie red nie. God se woord, hy sê gaan my woord open. Ja. En die woord gaan ons oordeel. Yes. Kind van die Here, maar kom ons staan vas in die Here. Kom ons wees lief vir Jesus. Amen. En ons raak gehoorsaam in sy woord. Yes. Net gehoorsaamheid gaan my red. Amen. Mag die Here my help dat ek dit eendag sal sien. Weet jare terug toe sê 'n godsman van alle godsmanne, ons vorige moderator, vorige moderator, pastoor Wally Frisbee, op 'n konferensie toe sê hy, mense, julle moet vir my bid dat Wally Frisbee eendag die hemel sal sien. Hy het nie geweet wat lê vir hom voor nie. En weet jy wat, ek het onthou en ek het vir hom gebid en ek het hom gebel, gesê, pastoor, onthou jy wat jy gesê het? Want daar bitterheid in sy hart gekom, want hy het gevoel die kerk het verkeerd gehandel teen hom. En die Here gebruik die vaal ou klonkie om vir hom te sê, pastoor, hou jy wat gesê? God sê, as jy kan vergewe nie, kan hy ons nie vergewe. Met al jou salwing, met al die gemeentes wat hy gestig het, met die duisende wat hy na die Here toe gelei het. Baat nie. Want toe ek gekom het, was daar bitterheid in jou hart. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees lief vir mekaar. Yes. Kom ons dra mekaar se laste. Yes. En ek wil vanmôre vir die Here God dankie sê vir hierdie gemeente. Wat gehoor het by God en my gehelp het toe ek hulp nodig het. Ek het hulp nodig gehad. Yes. Dankie julle wat geluister het. Julle weet vanmôre wie die Here gebruik het. Ek eer vanmôre die Here God dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Yes. Ek eer vanmôre die Here God dat hy vanmôre sê die mooi ding wat ek begin het, ja. gaan ek self op. Halleluja. Wie van julle wil vanmôre julle hande opsteek? Jesus. Sê Here, ek wil vanmôre weer sagte klei in die hand kom. Here, vorm U my Here en maak my hemelse Vader, Here, dat ek 'n bruikbare instrument in U hand sal wees. Dat ek eendag die hemel sal sien, Here. Here, maar dat ek nie alleen hemel toe sal gaan nie, maar dat ek siele sal saamvat. Dankie, Here. Amen. Ek wil vanmôre vir elkeen van julle sê, ons is baie, baie lief vir julle. God het vir hierdie twee mense, hierdie kort en hier langs my, het God die beste gemeente in die hele wêreld gekies. Kom ons wees lief vir mekaar. Aanvaar my maar soos ek is, man. Die Here is nog met my besig, prys God. Baie lief vir julle. Die Here sien julle. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here. Onze dierbare almachtige Vader, wat een wonderlijke voorrecht is dat u Ja. Ons is so lief vir u, want sonder u is ons niks. Yes, Here.
Baie mense dink net aan geld, maar wat is die meeste belang? Gesond te kan wees. Geen geld kan gesondheid koop nie. Geen geld kan die liefde wat U vir ons gee. U is so goed. Daarom wil ons U loof en ons wil U prys. Dankie vir 'n veilige rit wat ons van Ja, dankie. die strand af hiernatoe kon doen. Mooi gepraat. O Here, sonder U is ek niks aan voor. Sonder U kan dit nie wees nie. Ons dankie daarvoor. Amen. En mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees en by ons bly. Here, ek bly tot so die bloed van die Here oor my boetie en suster, waar hulle terug moet ry strand toe. Elke persoon vandag seën en sal. Amen en amen. Here, seën julle baie lief vir julle. Mooi week. Dankie pastoor. Lekker dag, môre. Master. Baie tannie. Sien dit agter.